laasweek het ek begin in Handelinge 2, ek moet net daar uitkom, Handelinge 2, en ons het gepraat oor waar hulle nou gewag het vir die Heilige Gees om uitgestort te word oor hulle, waar hulle in die bokamer gewag het. En in die gedeelte wat ons behandel het, die eerste gedeelte van Handelinge 2, sien ons hoe die Heilige Gees oor hulle uitgestort is, en wat gebeur het met hulle. Hulle het in ander tale begin praat. En dit was nie vreemde tale wat niemand kon verstaan nie, dit was ander tale gewees wat mense verstaan het. En baie mense het gesê, hierdie mense is dronk, en Petrus sê, nee, hulle is nie dronk nie. Dis die 9de uur, hulle het nog niks gedrink nie, en Petrus begin om vir hulle te vertel wat hier aangaan. So ons val so in die middel van Petrus se preek, as ek dit so kan noem, in. Nou, voordat ons daar aangaan, wil ek net vir julle 'n gedeelte verduidelik van die Pasga, Pinkster, die fees wat hulle nou gevier het. So ons het laasweek na die historiese agtergrond van die fees van Pinkster gekyk. Hoekom het hulle die fees van Pinkster gevier? Wat was die belangrikheid van dit? Hulle het dit gevier, want dit is 'n fees wat hulle gehad het van die eerste oes. Hulle moes die oes wat hulle geoes het, 'n brood van gebak het en gebring het na die huis van die Here. Dit was 'n fees wat hulle gevier het ook vir die 10 gebooie wat vir hulle gegee is, toe hulle uit Egipte uitgekom het. Dit is hoekom hulle hierdie fees gevier het. So histories was daar 'n rede hoekom hulle hierdie fees gevier het. Maar daar is ook 'n simboliese of profetiese betekenis agter elke fees in die skrif. Nou, kom ons kyk net na Pasga. Pasga is die fees wat hulle gevier het, hoekom? Dit is die fees wat hulle gevier het, toe hulle uit Egipte uitgekom het, wat hulle die lamsbloed op hulle deur gesmeer het, dat die doodsengel oor hulle kon gegaan het, en hulle eerstegeborene is gespaar. Dit is hoekom hulle Pasga histories gevier het. Maar wat was die simboliese en profetiese betekenis van die Pasga fees gewees? Wie van julle kan vir my sê? Sê weer? Jesus op die kruis. Ja, dit was die simboliese betekenis van dit gewees. Jesus op die kruis. En dieselfde met Pinkster. Daar was 'n rede hoekom hulle Pinkster gevier het, histories, maar ook profeties. Nou, voordat ek vir julle sê, die simboliek agter dit, wil ek hê, ons moet gou kyk na Levitikus 23, waar gesê is van hierdie fees. Levitikus 23 vers 15. Julle kan saam met my soontoe blaai. Levitikus 23 vers 15. Ek gaan lees vanaf vers 15 tot 17. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af sal julle die beweegoffer bring. 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Julle moet uit jul woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van 'n eva fynmeel wees. Gesuurd moet dit gebak word as eerstelinge aan die Here. Wat het vir julle uitgestaan in hierdie gedeelte, wat hy spesifiek praat oor die brood? Hy sê die brood moet 'n gesuurde brood wees. Meeste van hulle feeste is dit ongesuurd. Maar hier sê hy, dit moet 'n gesuurde broodjie wees. Hulle wag 10 dae in die bokamer voordat die Heilige Gees uitgestort word op hulle. Op die dag van Pinkster word die Heilige Gees uitgestort. En dit is iets wat gesimboliseer word. Ons sien, hier's iets anderste aan die begin. En dit word al van gewys, van Levitikus af, waar dit gewys word, dat iets anderste gaan gebeur. Dit wat hier gebeur het op Pinkster, na Jesus se opstanding, is iets wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Daar's 'n nuwe oes van mense wat besig is om in te kom.
Ons sien iets anderste wat hier begin gebeur en Jesus is besig om hulle voor te berei. In Matteus 9 vers 37 sê Jesus vir sy disippels, hy sê die oes is reg, maar die arbeiders is min. Jesus was heeltyd besig om hulle voor te berei vir hierdie dag wat moet kom, vir die Heilige Gees wat uitgestort moet word. En die ewe skielik maak hierdie fees vir hulle meer en meer sin. Maar hulle het nog nie die volle prentjie verstaan wat hier aangaan nie, soos wat ons sal sien, soos wat ons in Handelinge in begin beweeg. So kom ons lees wat sê vers 22 tot 36 in Handelinge 2, vers 22. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom aan julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ek sal my vlees nog rus in hoop, want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref het, die Christus sou verwerk, om op sy troon te sit. Het hy hom, omdat hy die vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van die Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het. Hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor, want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Petrus vertel hierso, wie is Jesus werklik? Hy gebruik die voorbeeld van Joël en hy sê, Joël het geprofeteer dat die Heilige Gees uitgestort gaan word. En so het Dawid ook geprofeteer oor hierdie Jesus. Hierdie alles wat julle nou gesien gebeur het, die uitstorting van die Heilige Gees, die tonge van vuur, die praat in ander tale, is alles as gevolg van Jesus. So wie is Jesus? Wie is Jesus in hierdie gedeelte? Jesus is gestuur deur God. Jesus se lewe is getuig van God se hand op hom. Die wonders wat hy gedoen het, die mense wat hy uit die dood uit opgewek het, alles getuig van wie Jesus is. Hy was nie net nog iemand gewees nie. Hy was die seun van God gewees. Hy sê, maar daai Jesus is wie julle gekruisig het. God het geweet wat moes gebeur.
God het bepaal dat Jesus gekruisig moet word. Maar julle het hom aan die kruis laat hang. Nou hierso sien ons eintlik 'n uitdaging. God het geweet dit gaan moet gebeur. Lank voordat Jesus gebore is, het hy geweet dit gaan moet gebeur. Maar mense het dit gedoen en mense is verantwoordelik vir hulle keuses. Maar ek wil vir jou sê vanoggend, die besluite wat God neem, vrywaar ons nie van ons eie vrye keuse om te bepaal of ons deel wil wees van iets of nie. God se soewereiniteit vat nie weg van ons vrye keuse nie. Ons kies om gehoorsaam te wees of nie. Ons kies om deel te wees of nie. En hierdie mans het gekies om deel te wees van die kruisiging van Jesus. Maar dit is nie waar dit stop nie. God het hom uit die dood uit opgewek. Die dood het geen houvas gehad op Jesus nie. Hy het die perfekte lewe gelei. Ons het laasweek gepraat van die loon van die sonde is die dood. Dit is wat ons verdien. Maar Jesus was sondeloos. Hy was die perfekte offer wat my en jou lewe kon red. Vir die sonde wat ek en jy verdien het. Dawid het van hom geprofeteer. Dawid het nie van homself gepraat toe hy hier in Psalm skryf van dit nie. Hy sê vir hulle, Petrus sê vir hulle, hier is Dawid se graf. Gaan kyk, daar's dalk nog 'n paar bene wat daar oor lê. Maar hy is dood. Dawid lê daar. Jesus is weg. Die Jode, die Fariseërs en die Sadduseërs kon Jesus nêrens gekry het nie. En hulle het toe hierdie leuen begin versprei om te sê dat sy disippels hom geskuif het. Nou hier is weer 'n panarie wat die disippels hulle self in bevind. Want dis baie maklik om daai te kan glo en te sê die disippels het hom geskuif. Hy is nog steeds dood. Hulle het hom net iewers anders te gaan begrawe want hulle het geen bewyse nou op daai oomblik dat Jesus gelewe het nie. Nou Jesus het homself bewys aan oor die 500 mense. Vir 40 dae het hy gewandel, maar in hierdie oomblik is Jesus nie meer daar nie. Hulle kan nie wys na hom en sê, "Hier is hy nie." Nou wat doen hulle? Petrus, 'n visserman, 'n ongeleerde persoon, deel hierdie met die Jode wat in Jerusalem is op daai tyd. En hy deel dit alles uit die woord uit. Petrus, 'n visserman, wat 'n man van die woord geword het. 'n Man wat die woord begin studeer het. Ek en jy moet werklik uit 'n plek funksioneer waar ons uit gesag kan praat oor die woord. Hoekom kon Petrus dit doen? Want hy het die Heilige Gees gehad wat hom gelei het in dit. Hy sê, hierdie Jesus wat julle gekruisig het God uit die dood uit opgewek. En hy sit aan die regterhand van God. Hy sit bo Dawid. Dawid was hulle koning gewees. Die ene wat hulle na toe opgekyk het. Hy sê, hy's bo hom. Hierdie is die Heilige Gees, of hierdie is die God wat die werklike God is, die werklike koning is. Maar nou, omdat hulle nie kan wys na Jesus nie, wat het Jesus vir hulle gesê? Hy sê, ek sal die Heilige Gees op julle uitstort. En die bewys van die Heilige Gees is dat Jesus is wie hy sê hy is. Ons kan die Heilige Gees ontvang en dis 'n getuienis om te weet wie Jesus sê hy is. Hoekom deel hy hierdie met hulle? Hy sê dat julle kan weet, hierdie Jesus van Nasaret is dieselfde Jesus wat God uit die dood uit opgewek het. Dis dieselfde Jesus wat die Heilige Gees uitgestort het op ons vandag, dit wat julle vandag beleef. Maar dieselfde Jesus is die Jesus wat God Here en Christus gemaak het. Wanneer ek daai woorde sê, Here en Christus, wat kom by jou op? Is dit maar net woorde wat jy hoor, of beteken dit
werklik vir jou iets? Want toe hulle daai woorde hoor van Here en Christus, was dit vir hulle genoeg gewees om hom te wil kruisig, om hom dood te wil maak. Hulle het werklik 'n diep verstaan van daai twee woorde gehad. Maar voordat ons gaan kyk wat daai twee woorde beteken, wil ek net hê, ons moet gou na Lukas 2 vers 11 toe blaai. Julle kan saam met my soontoe blaai. Lukas 2 vers 11. Kom ons lees vanaf vers 10. Hy sê, en die engele sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus, die Here is. Hy sê, ek bring vir julle goeie nuus. Die Jode was in afwagting vir hierdie Christus en Here. Maar toe hy daar kom, toe kruisig hulle hom. Toe aanvaar hulle hom nie. So wat beteken die woord Christus en Heer vir ons vandag? As jy kyk na die woord Christus, is dieselfde woord as Messias. En dit is die gesalfde koning wat ons redding bring. Christus is die enigste manier hoe ek en jy gered kan word. Hy bring die redding en deur hom word ons ook gered. As hy gesien word as Christus en Messias, dan is hy ook die koning, priester en profeet. Hy is die vervulling van alles wat ons sien in die Ou Testament. Daar was leviete gewees wat die priesters was. Toe is daar profete wat gekom het. En na die profete is daar konings wat geregeer het, waarvan Dawid die hoogste ene, die beste ene was. Jesus is die vervulling van dit alles. Hy is koning, priester en profeet. Hy is die weg. Alles wat jy kort, kom in Jesus bymekaar. Enige vrae wat jy het, enige versoek wat jy het, enige begeerte wat jy beleef in jou hart, kom by Jesus uit. Niks gaan jou ooit vervulling bring, soos wat 'n gesonde verhouding met Jesus vir jou gaan bring nie. Ek kan nie my vervulling soek in my vrou nie. Ek kan nie my vervulling in my werk gaan soek nie. Daar gaan altyd iets kort. En Jesus is dit wat ons kort. Geld is tydelik. Jesus is vir ewig. Maar wat beteken die woord Heer? Heer beteken dat hy heerser is en hy is meester. Hy is heerser en meester oor alles, die sigbare en onsigbare, die fisies en die geestelik. Hy is die een wat regeer. Dit is wat die heerser is. Dit is wat dit beteken om te sê hy is Heer. Maar hy is ook Heer van elke persoon wat hom aanneem as redder en saligmaker. Dan word hy jou Heer en jy word sy besitting. Jy word syne. Maar is iets wat ons moeilik verstaan. Ons verstaan nie eers meer die woord Heer nie. Dis nie iets wat gebruik word nie. Die koning of koningin, of ek weet nie meer wie's wat in Engeland nie, hulle is maar net daar, want is oulik. Hulle het geen meer sê nie. Maar dit is nie hoe dit was nie. Die Heer van die huis, of die Heer van 'n area, was die een wat gesê het, wat gaan gebeur? Maar ons sukkel met dit vandag. Ons kyk na ons omstandighede en ons sê, ek wil dit doen soos wat ek dit wil doen. Ons wil nie onder die heerskappy van Jesus staan nie. Dit is 'n uitdaging wat ons beleef. Dit is iets wat ons werklik elke dag moet sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Nie my weg nie, U weg. Wie het vir Jesus Heer
en Christus gemaak. God, wie is ek en jy om te sê, hy is iets anderste? Wie is ek en jy om te sê, dat ons kan kies wat ons wil doen? Ek en jy moet eintlik op 'n plek wees wat ons sê, Here, dankie, dat ek nie hoef te kies nie. Dankie dat U kies, U besluit en ek kan net gehoorsaam wees. Want in sy wil is daar voorsiening. In sy wil is daar vrede. In sy wil het ek en jy alles wat ons nodig het. Toe hulle hierdie besef, dat hulle hierdie persoon, wat Petrus van praat, gekruisig het, deel was van dit, toe sê hulle, vra hulle hierdie woorde, lees saam met my in vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Toe hulle hierdie oortuiging hoor in hulle harte, en besef wat hulle deel van was, vra hulle, wat moet ons doen? Vir wie het Jesus op die kruis gesterf? Vir almal wat in sy naam glo om gered te word. Hy het vir elke persoon gesterf, maar is my en jou keuse of ons in sy naam wil glo en glo wat hy vir ons gedoen het of nie. Hierdie mans wat hierdie hoor, het 7 weke vroeër gesê kruisig hom, kruisig hom. Hierdie mans het 7 weke vroeër Jesus gespot en gesê, as jy die seun van God is, klim af van die kruis, jy kan jouself red. En hulle besef wat hulle gedoen het. En hulle sê, wat moet ons doen? Besef jy dat Jesus nie net vir hulle sondes aan die kruis gesterf het nie, maar vir my en jou nou ook. Ek en jy het 'n aandeel aan hoekom Jesus aan die kruis moes sterf. Ek en jy is deel van die rede hoekom Jesus aan die kruis moes sterf. Ek wil vir jou sê, as jy dalk sit en wonder, die Here kan my nie vergewe vir dit wat ek gedoen het nie. As hy 'n moordenaar kon vergewe wat deel was van sy kruisdood, kan hy jou vergewe. Hy wil jou vergewe. Moenie dink jy is onvergewensbaar nie. As iemand op 'n plek kan kom wat hy hierdie vraag vra, wat moet ek doen? Dan is daai persoon op 'n baie goeie plek. Want dan besef hy die aandeel wat hy gehad het in dit wat Jesus deur moes gaan. Dan besef hy hoe ver hy weg is van ewige lewe en hy is op 'n plek om die waarheid van die evangelie te hoor. Want Petrus het nie net hier gestop en gesê, "Ha, lekker, dis nou wat dit is nie." Petrus het met hulle hoop gedeel. Kom ons lees, wat sê Petrus verder in vers 38. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede, en vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en hulle het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van die huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is.
Petrus deel met hulle hoop. Hy sê, daar is vir julle hoop. Bekeer en laat jouself doop. So ek wil net kyk na daai twee woorde wat hy vir hulle sê, bekeer en doop. Bekeer beteken om weg te draai van wat jy doen. Bekeer in Engels is a change of mind. Om jouself te bekeer is om 'n hartsverandering te hê. Dit wat vir jou lekker was, is nie meer vir jou lekker nie. Dit wat jy geniet het om te doen, is iets wat jy nie meer geniet om te doen nie, want jy het 'n hartsverandering gehad wat plaasgevind het. En dan doop. Hy sê, laat jouself doop vir die skoonwas van jou sonde. Wanneer ek en jy, een van die aspekte van doop, is dat jy met 'n skoon gewete voor die Here kan staan, dat jou sondes is weggewas, dit is vergewe, jy is vry voor God. Maar doop is nie om 'n bietjie water op jou gespat te hê nie. Doop beteken om geonderdompel te word. As ek vir jou sê, doop jou beskuit in jou koffie, dan vat jy nie 'n bietjie van jou koffie en jy spat dit op jou beskuit nie. Jy vat jou beskuit en jy druk hom in daai water, of in die koffie. Verkieslik nie water met beskuit nie, maar eerder koffie. Dit is wat doop beteken. Maar ek wil nou vir jou 'n ander ding sê, as jy kyk na die doop, of kom ons kyk eerder, as jy 'n kar gaan koop, dan kan jy sê, ek soek hierdie by die kar, ek soek bietjie elektriese vensters, jy kan 'n basic kar kry, of jy kan 'n bietjie kar kry met extras by, nê? Nee. Nou doop is nie 'n ekstra van die evangelie nie. Doop is nie bygevoeg by die evangelie, jy kan kies nie. Hy het nie gesê, bekeer julle, en as jy wil, laat jou doop nie. Hy het gesê, bekeer en laat jou doop. Dit is deel van wat hy gedeel het. Dit is nie 'n opsionele ekstra nie. Hierdie mense het klaar geglo, anders sou hulle nie die vraag gevra het, wat moet ons doen nie? Daar is 3 elemente wat te doen het met jou verlede. Jy moet eerstens glo dat Jesus is wie hy is. Jy moet jouself bekeer. Jy moet wegdraai van die lewe wat jy gelei het. En jy moet jou laat doop. Dit is die elemente wat ons hier ook sien. Maar God doen iets wat ek en jy nie kan doen nie. Wanneer daai proses plaasvind, doen God iets wat ek en jy nie kan doen nie. En dit is vergeet. En jy mag dalk hier so sit en sê, Johan, jy vergeet. En ek praat vir myself, want ek het al van julle gegroet en ek kan nie meer julle naam onthou nie. Ek het jou vanoggend gegroet, volgende Sondag gaan ek sê, ekskuus, ek het jou naam vergeet. Maar God vergeet nie ons name nie. God vergeet ons sondes. Hy sê in Jeremia en in Hebreërs sê hy, ek sal julle sondes nie meer onthou nie. God vergeet ons sondes. Hy was ons skoon. Ons is nuwe skepsels voor hom. Ek en jy as mens sukkel om dit te doen. Ons kan iemand vergewe, maar ons sukkel om te vergeet. Veral as dit iets is wat erg aan ons gevat het. Ons sukkel om te vergeet. Die Here kan ons help in daai proses, maar daar gaan altyd iets wees wat oorbly van daai proses wat seer is. Daar is goed wat ek na toe terugdink as kind, wat ek sê, Here, vergewe my vir dit. Goed wat ek nou nog onthou. Daar is mense wat ek al seer gemaak het. En ek vra dat die Here my sal vergewe vir dit. Maar ek het dit nie altyd vergeet nie. Wil ek goed sê wat my vrou seer maak? Nee. Maar as ek myself bevind, was ek sarkasties. As ek myself bevind, sê ek ietsie en dit maak seer. En dis nie altyd iets wat sy net kan vergeet nie. Maar wat kan ons doen as iemand ons seer gemaak het? Ons kan daai persoon vryspreek.
Ons kan vir die Here sê, Here, ek gee hom oor aan U. Ek weet U sal reg oordeel oor daai persoon se lewe. Ek vergewe hom, al sukkel ons om dit te vergeet. En ons kan genade hê met mekaar. Ons kan kyk na mekaar en sê, ek glo die beste. Al is dit nie altyd maklik of lekker nie. Jesus op die kruis handel ons verlede af. Hy maak klaar met ons verlede. En ons kan die Heilige Gees ontvang, want dit is wat hierdie gedeelte sê. Hy sê, en julle, as julle bekeer is, kan julle die Heilige Gees ontvang tot ver af. Kom ons lees daai gedeelte, dat ek dit nie sleg sê nie. Hy sê, toe hulle dit, kom ons lees vanaf vers 39, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep, hulle sal die Heilige Gees ontvang. Almal is in staat om die Heilige Gees te ontvang. Maar hy gee vir ons 'n waarskuwing in vers 40. Kom ons lees wat sê hy. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Wat beteken dit? Hy sê, ons moet gered word uit hierdie geslag. Daar het niks verander van Jesus se tyd tot nou nie. Die wêreld is nog steeds teen hom. Maar wanneer jy tot die besef gekom het van wie Jesus is, wat hy doen in jou lewe, dan moet jy gered word. As jy in die see besig is om te verdrink, en iemand gooi vir jou 'n reddingsboei uit, dan moet jy hom aangryp. Jy sê nie, nee, skus, sit hom maar ook om my nek nie. Jy moet iets doen. Hy sê, laat jou gered word. Maar die punt van redding is nie dat jy nou op die boot kan sit en vir daai persoon sê, vat my strand toe nie. Ek wil niks meer te doen met die see nie. Die punt is dat jy nou deel kan wees om die net uit te gooi, die boei uit te gooi, die tou uit te gooi, sodat ander mense gered kan word. Ek en jy, as wedergebore Christene, gaan anders lyk as die wêreld. Maar ons moet aanhou ons hand uitsteek na die wêreld. Ons moet aanhou sê, hierso is redding, hierso is redding. Toe hulle hierdie woorde gehoor het, het hulle laat doop met blydskap. Om gedoop te word, moet nie 'n straf wees, of iets wees wat jy nou opkyk nie. Dit moet iets wees wat jy doen uit blydskap uit. En hulle is by die kerk gevoeg. Besef julle dat al hierdie mense Jode was? Jode of Joodgenote was. Dit was nog nie, hierdie is nog nie heidene gewees wat bygevoeg is nie. Hierdie is alles Jode of Joodsgenote wat bygevoeg is. Hulle was die eerste vrug, as ek dit so kan sê, van die kerk wat begin het daai dag. Maar toe die volk van Israel begin is, na Exodus, toe Moses opgaan om die 10 gebooie te kry, toe sê die volk van Israel, Moses vat te lank. Hulle sê vir Aaron, Aaron, maak vir ons 'n goue kalf. Ons wil iemand of iets kan aanbid. En Aaron maak vir hulle 'n goue kalf. En God sê vir Moses, jy moet afgaan, die mense is besig met nonsens. En Moses kom daaronder en hy sê, hy vra vir hulle, wie is aan God se kant? En die Lewiete sê ons is. En hy sê, gaan uit, gaan maak dood die wat teen God is. En daai dag is ongeveer 3000 mense doodgemaak. Hoeveel is bygevoeg die dag van Pinkster? Ongeveer 3000 mense wat bygevoeg is. Maar dit is nie waar die pad stop van 'n wedergebore Christen nie. Die pad stop nie by redding nie. Hierdie is die begin van die pad wat jy stap. Wat het hulle gedoen nadat hulle by die kerk gevoeg is? Hulle het onder die apostels se lering gesit. Hulle het geleer uit die Ou Testament uit. Hulle het geleer van dit wat die apostels vir hulle gesê het. En ons het nou nie die voorreg om onder
iemand te sit wat geleer het by Jesus self nie, want hierdie apostels het, maar ons het die voorreg om hulle briewe te kan hê, dit wat hulle geleer het. So ons moet as kerk sit onder die woord en leer uit die woord. Die kerk is nie 'n plek vir 'n motiveringspraatjie nie. Die kerk is 'n plek waar ons die waarheid van die woord moet hoor. Partykeer is dit hard. Partykeer is dit nie lekker nie. Partykeer bring dit ons na 'n plek wat ons besef ons lewens moet in lyn kom. Ons moet die woord van God in waarheid kan deel. Die volgende ding wat hulle gedoen het is, hulle het saam gemeenskap gehou. Nou die Engelse woord is vir my beter wat hy sê, fellowship. Wat beteken die woord vir jou fellowship? Fellowship is nie om vriendelik te wees met iemand nie. Fellowship is nie om iemand se vriend te wees nie. Fellowship het 'n baie dieper betekenis as dit. Nou ek kan nie praat vir die vrouens nie, maar vir ons as mans, as jy saam met 'n ou rugby gespeel het, as jy saam met 'n ou gesweet het, as jy saam met 'n ou deur 'n moeilike tyd is, dan raak daai man vir jou soos 'n broer. Dis nie meer oppervlakkig nie, daar's 'n diep koneksie wat plaasvind met daai persoon. Dit is wat fellowship is. Jy sal met hom jou kos deel. Jy sal met hom jou water deel. Dit is wat fellowship is. Dit is wat hulle gehad het as kerk. Dit is wat ons nodig het as kerk. En daar is waar jy geondersteun word. Daar is waar jy bemoedig word. Daar is waar jy accountable gehou word in fellowship. Wanneer jy miskop, ek was nie die beste skopper gewees nie, ek kon nie eers altyd die bal in 'n goeie hardloop goed geskop het nie. Maar niemand het jou net sleg gesê en hulle het jou bemoedig en gesê, volgende keer pas hom maar eerder. Maar hulle het jou daarom probeer opbou. Dit is wat fellowship is. Hulle het saam brood gebreek. Hulle het saam tyd gespandeer in mekaar se huise. Hulle het saam geëet. En hulle het ook saam die nagmaal geneem. Maar hulle het ook tyd in gebed spandeer. Gebed is gesprek met God. En ek en jy kan nie in verhouding wees met God sonder dat ons gebed belangrik ag nie. Ons moet werklik gebed belangrik ag. As gevolg van al hierdie elemente wat ons sien, hierdie 4 goeters, was daar 'n vrees vir die Here, 'n reverence, 'n gesonde goddelike vrees, en daar het wonderwerke uit dit uitgevloei. En dit het die mense 'n vrees vir die Here gegee. Maar wat ek ook sien is dat hulle dieselfde was wanneer hulle bymekaar was en wanneer hulle in hulle huise was. Hulle het nie voorgegee wie hulle is nie. Hulle was werklik lief vir mense en vir mekaar, omdat Jesus die middelpunt was van alles. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Wie voeg by die kerk? Jesus voeg mense by die kerk. Ons sien dit so duidelik in hierdie gedeelte. Vir wie is die kerk? Die kerk is vir gelowiges. Mense wat glo in Jesus. Is ongelowiges welkom? Ja, hulle is verseker welkom. Ek hoop nie hulle bly ongelowig nie. Ek hoop hulle sien iets in ons wat anders is en sê ek wil deel hê in dit. Maar primêrlik is die kerk vir gelowiges, vir mense wat glo wie God is, sodat ons uit kan gaan in die wêreld in, mense van hom kan vertel, dat hulle tot bekering kan kom en bygevoeg kan word. As ons hierdie 4 elemente kan toepas in ons lewens, dan is ons besig om te doen wat God van ons verwag. Die res is nice to haves. Dis lekker om 'n dak oor ons kop te hê. Dis lekker dat ons klank het. Dis lekker dat ons aanbidding het. Dis lekker dat ons koffie het. Maar dit's nie waaroor kerk gaan nie. Kerk gaan werklik oor Jesus en tyd in sy woord.
En as ons hierdie doen, sal Jesus byvoeg wie bygevoeg moet word.